Goeiedag inspirasiestasie luisteraars, dit is ek Annelies Coetzee, alweer hierso van die LCF Inspirasiestasie. En ons is so opgewonde want vandag doen ons nie net 'n audio-opname nie, maar ons doen ook 'n video-opname soos julle kan sien. Is ons hier in lewende lywe, so ons is baie opgewonde oor vandag se episode, nie net omdat dit 'n video-opname is nie, maar omdat ons ook weer 'n baie spesiale getuienis het om met julle te deel. So ek stel julle graag voor aan ons gaste. Dit is nie net ek in die ateljee vandag nie, maar spesiale gaste weer eens. Ek dink julle ken al vir Jenny Delport. Jenny. Hallo. En dan het ons vir Conroy Delport. Hallo. En ons het vir pastoor Friedel Coetzee. My woorde het nou ek wou gesê pastoor LCF gemeente. Pastoor Friedel Coetzee van LCF gemeente hierso in Vanderbijlpark. Welkom pastoor Friedel. Ja, ons is opgewonde vandag, so sonder dat ons nou enige tyd verder gaan mors, Conroy, wil ons by hierdie baie belangrike getuienis uitkom van jou. Ja, jy was bietjie deur 'n moeilike tyd, is eintlik om dit, is 'n understatement, nee. So, vertel vir ons, wat het op daardie dag gebeur? Yes, Annelies, ja nee, dit was nogal 'n skokkende dag vir my. Ek het nie verwag nie, ek het van nêrens af sien kom nie. So ek het naskof gewerk, dit was verlede 2 weke, nee, laasweek. 10de van die 10de. Ja, het ek van nagshof afgekom en ek het gaan lê om te gaan slaap. En ek het net 'n verskriklike drukking op my bors gevoel en ek voel dis 'n pyn, 'n snaakse dowwe pyn wat ek nie ken nie, wat ek nog nooit ervaar het nie. Ek het opgestaan, water gedrink, weer gaan lê en gevoel nee, die pyn is nog steeds daar en dis amper of hy erger word en dis voel so iemand wat op jou bors sit. Dis is 'n baie aardige pyn op jou bors. Ek het toe die dokter gebel, my huisdokter, en gevra vir 'n afspraak. Toe sê hy vir my, ek kan my 3 uur help. En ja, toe het ek maar weer gaan lê. En toe voel ek nee, hierdie pyn voel of hy erger word, hy gaan nie weg nie. So ek sê, ek ken my liggaam nou al teen die tyd, en ek weet, hierdie pyn het ek nog nie gevoel nie. Ek het toe na Jenny toe gegaan en van gesê, nee, ek dink ons moet dokter toe gaan, iets is nie reg nie. En van daar af is ons toe ongevalle toe. Wat hulle my dadelik ingevat het, EKG op my gesit het. Hulle die EKG niks gesien nie, maar die pyn was nog steeds nogal intens daar. En toe vra hulle vir my, toe sit hulle vir my op drip, vir pynmedikasie deur die drip. En toe is die drip weg. Toe sê hulle, nee, meneer, daar is nie iets fout met jou hart nie, die EKG wys alles is reg. En ek dog toe eers, dit is alright weer, dis om nie my hart nie. Van daar af, ja, toe sê hulle nou, maar hulle gaan bloed trek. Want toe is die pyn reg, toe sit ek in Jenny gesels en goede, en dan was ek so 15 minute, toe is die pyn weer terug. Toe sê ek, hoor hierso, ek het weer pyn. En hulle sê toe, hulle geef my toe weer pynmedikasie, nog 'n drip, so 'n klein dripie pynmedikasie, en as die pyn toe weer weg. En nou sit ek, hulle sê, hulle het bloed gevat, en hulle gaan gou laboratorium toe stuur, om gou te kyk wat aangaan, wat hulle sien daar. En toe sê sy maar, sy sal my dalk maar moet inboek vir die nag. En ek is toe nagshof gewerk, is honger, sy sê, wil jy sommer gou 'n breakfast eet? Ek sê, ja nee, dit sal lekker wees. Toe is al die pyn weg, daar was niks. Ek sê, en wag, gesels met Jenny, alles normaal. En ek het die breakfast geëet, en van daar af, en ewe skielik toe begin ek naar word. En hulle dink maar seker maar toe, dis van die kos of iets, of weet, en Jenny weet, ek word nie naar nie, ek kan nie onthou wat nou laas in my lewe het ek naar geword nie. En toe begin ek sweet, en ek sê vir Jenny, iets is fout, ek voel rarig nou nie lekker nie. En die water begin my net so afstroom soos ek sweet, en toe begin hy pyn intenser word. Hulle vat toe weer EKG, hulle sien toe weer niks nie. En dis toe hulle die masjiene, toe ry hulle die masjiene. En toe die volgende EKG, ja, ek sê toe vir Jenny, eers doen net iets, want almal is verward, hulle hardloop paar rond, lyk of niemand weet wat aangaan nie. Jy weet die staf nou, en dit voel net die mekaar, en Jenny, sy staan verskrik, haar oë is net so groot, en ek sê asseblief, waai my net koud, want die hitte, ek kan nie meer die hitte hanteer, jy weet, en sy kry sommer toe
so 'n emmertjie wat as ek nou wil opgegooi het, wat hulle af vir my gesit het, sy vat sommer die emmertjie en waai my koud. En ek begin net al hoe slegter en slegter voel en ja, toe kom my pyn met mening. En toe begin almal skarrel en hulle het toe 'n ander masjien op en hulle sê okay meneer, nee, hier is dit nou. Jy is nou besig om 'n hartaanval te kry. Die pyn, die intense pyn is iets wat ek nog nie beleef het nie. Dit voel regtig of hulle 'n kurkdraaier so in jou bors intrek en dan daai hele jou bors uit jou liggaam uit wil trek. Ek weet hulle sê jou arm word lam of jou skouer van 'n hartaanval. Ek het nie dit ervaar nie, maar ek het wel my kakebeen. Hulle sê maar as jou kakebeen begin ook pyn. Daai het ek ervaar, die kakebeen se pyn. Ja, en van daar af is dit net as ek net 'n onsaglike pyn wat ek so half amper nie kan onthou wat aangaan nie. Ja, dit is nou 'n eie gedeelte. So, toe jy nou daar lê, wat gaan deur jou gedagtes in daai oomblik? Annelies, laat nie veel deurgegaan nie. Ek het net geveg vir my lewe. Ek moes net die pyn oorwin. So ek het net gevoel, weet ek was nie gelaat, dit was nie een oomblik wat ek wou opgegee het of iets nie. Maar ek moes gefight het, weet ek het verskriklik gekreun, soos 'n ou wat onder by die kar lê wat oor hom gery het. Wow. So 'n intense kreet van pyn, wat ek heeltyd gegee het. Net om te probeer, weet, en Jenny sê vir my, en Alex, wat ook al was, ek dink dat was 2 keer wat ek net stil geraak het, wat ek nie eens meer uitgeroep het of gekreun het van die pyn nie. En net so begin staar het. En dan begin ek net weer daai intense pyn, ja, dis maar ek was nie regtig, ek kan nie lekker onthou wat om my aangegaan het as ek nou mooi terugdink nie. Ja, en jy Jenny, toe jy nou daar was, ek meen jy steur alles en toe sit die EKG wys niks, so jy is eintlik, okay, iets gaan aan, maar jy is nie seker nie, jy is nou daar, so jy is eintlik nog rustig op hierdie punt, of nie? Ja, ek is eintlik nog rustig. Ek kan sien iets is fout, want ek ken my man. Maar ek het maar vir vriendinne laat weet, ek bid net saam, want ons is hierso en ja, ons weet nie, hulle sê vir ons, hulle weet nie wat aangaan nie, so niemand weet wat aangaan nie. En my seun, hy sê dus nie, hy gaan nie val vir hierdie storie nie, iets is fout, want ons ken vir Conroy. En hy bel toe sy oom wat vir jare 'n paramedic was, en hy verduidelik vir hom al die simptome, en sy oom sê toe, hoor jy, hy is besig om 'n hartaanval te kry, ons moet hom skuif. En ek sê vir Alex, bel vir Pastoor Friedel, sê vir hom, hulle moet bid, ons wil vir Conroy skuif, ek soek nie probleme by die dokters, of iets, ek wil hom net kan skuif, ons gaan die ambulans bel, hulle moet hom skuif. En met die wat Alex toe terugkom, toe is hy besig om 'n hartaanval, toe is hy nou besig om te piek. En ek staan met die emmertjie en ek sê, wat gaan nie aan? En ek was net, ek het ook nie geweet, jy weet nie wat om te doen, jy weet jy moet bid, maar jy dink vir daai oomblik, jy dink nie aan dit nie. En die volgende oomblik is dit net asof die Heilige Gees vir my sê vir hom, jy is lief vir hom. Ek dacht, ja, sit die emmer neer en sê net vir die man, jy is lief vir hom. En ek het hom net so gevat en net vir hom gesê, ek is lief vir hom, ek kon sien, hy het so seer, en ek kon die vrees in Alex se oë sien, en jy kon net voel, ja, jy is amper so, ek weet nie, dit gaan snaaks klink, maar so amper asof jy die dood in die vertrek kon gevoel het. Dit was nie 'n lekker gevoel wat daar binnekant was nie. En ja, toe besluit ek, nee, nou moet ons bid. En dis toe wat ek weer vir Pastoor Friedel bel, en toe deurkom na hom toe, ja. So, Pastoor Friedel, toe jy die oproep van Jenny kry, waar was jy? Was jy in jou huis, in jou sitkamer? Waar was jy op hierdie stadium en wat het deur jou kop gegaan? Annelies, ek het vroeër die oggend die WhatsApp gesien wat Jenny gestuur het op die gebedsgroep van die gemeente, dat ons moet bid vir Conroy, hulle gaan met hom hospitaal toe, hy voel nie lekker nie, weet, so ons het net, ek dink daar die gebed van die gemeenskap van gelowiges al begin, en Ernster het 'n boodskapie gekom, soos wat Conroy nou verduidelik het, dat hy voel beter, en ek het gedink Conroy is okay. So ek was daai oggend by 'n leierskap seminar wat die hele dag aangegaan het, en so ek het in 'n sessie gesit, toe my foon lui en ek sien dis Conroy wat my bel. So dit was toe nou vir my
bietjie vreemd en ek het vir my vrou wat langs my gesit het gewys, ek het toe opgestaan, ek het uitgestap uit die sessie uit en toe ek die foon antwoord, toe sit Alex wat vir my sê, ons moet regtig bid vir Conroy, dit gaan nie met hom goed nie. Hy is nie lekker nie. En ek sê toe vir hom, Jesus Alex, ek het gedog Conroy is beter. Jy weet, toe sê hy nee, ons moet regtig vir hom intree. So dit was nie 'n lang gesprek nie, ek het die foon neergesit, ek het terug ingeloop in die sessie in, ek het vir my vrou gedeel wat Alex gedeel het en toe stuur ek 'n WhatsApp uit na ons leierskapgroep toe en sê versprei asseblief die boodskap. Conroy is nie okay nie. Ons moet vir hom bid. En dit was 'n paar minute daarna toe die foon weer lui en ek sien weer Conroy Delport op my skerm. En toe raak ek koud want toe weet ek nie wat gaan ek hoor as ek die foon antwoord. Jy weet so ek het toe uitgestap weer uit die gemeente uit en toe ek die foon antwoord, toe was dit Jenny se stem wat vir my sê hy is besig om 'n hartaanval te kry. Dis wat ek gehoor het. Toe sê ek vir ekskuus en sy herhaal toe die woorde, hy is besig om 'n hartaanval te kry. Toe sê ek vir hoe weet jy dit? Toe sê sy vir my, ek kyk vir hom. En dis toe nou op daai oomblik wat ek toe net weet, wat ons nou het, is die Here Jesus en is gebed. En daar het 'n desperate oorlogvoering gebed uit my binneste uitgekom, want ek het na die tyd gaan kyk, toe sien ek die oproep was 13 minute lank aan Jenny. En vir die eerste ruk, want ek het net dadelik begin om die naam van Jesus uit te roep oor Conroy se lewe. So Jenny het net stil geraak. Ek weet nie of jy die foon teen jou oor mag hou die hele tyd nie. Ek het, terwyl pastoor gebid het ek daar by hom gaan staan en sy voet vasgehou, want hulle was besig daar. Ja. Maar ek het vir hulle gesê, ek gaan nie weg nie. So ek het heeltyd sy voet vasgehou en saam gebid. Amen. Maar toe denk ek, hy moet hierdie hoor. Amen. Hy moet dit hoor. Ja. En dis wat ek die foon by sy oor gaan sit. Jy het toe seker halfpad, na omtrent 6-7 minute van wat ek en jy ingetree het daar, en ek weet, daar was 'n paar ander wat obviously by die huis ook saam ons ingetree het. Dit was oorlogvoering gebed. Ek in taal in Afrikaans, in my taal in Afrikaans die heeltyd so geskakel en lewe geroep oor sy lewe in die naam van Jesus Christus. Ek het sy hart geseën, ek het sy are geseën, ek het sy bloedvloei geseën. Ons het dood gespreek oor alle bloedklonte wat in sy bloed mag wees en oor het ons net die naam van Jesus oor Conroy uitgeroep. En Jenny het toe op 'n stadium vir my gesê, sy gaan die foon teen sy oor sit. En dit was toe op daai stadium wat Conroy praat van sy asemhaling, wat ek toe nou so half amper skrik, want toe hoor ek sy gekreun. Toe die foon hier so langs sy kop is, jy weet, ek sal nie dit vinnig vergeet nie, jy weet. En so toe die foon teen Conroy se oor is, was dit toe net asof ek net van voor af die naam van Jesus oor hom uitroep. En ek weet, soos wat ek vir die gemeente sê, ek weet vir 'n feit, hierdie is nie 'n storie oor enigeen van ons se naam nie. As ek my naam oor daai situasie moes geroep het, sou daar niks gewees het nie, Annelies, ons sou vandag vir Conroy gemis het. Maar die naam van Jesus was die kragtige naam wat werklik waar in daai situasie vir ons, in hindsight, as ons na die tyd dink, dan sê ek, weet jy wat, soos die skrif sê, die vurige gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking. En daai kragtige uitwerking het uitgespeel in daai oomblik. Toe ons die naam van Jesus uitroep en lewe roep oor Conroy se liggaam en orde roep oor Conroy se liggaam in Jesus se naam. Weet, was dit 'n 13 minute waar iets geskuif het in die atmosfeer, want dit is dalk waar Jenny kan inkom en kan vertel, want na die tyd het sy vir my gesê, sy het gesê, pastoor, in daai tyd is dit asof iets geskuif het. Ja, voor die tyd was dit regtig so, asof jy, soos ek nou nog sê, jy kan so voel, dit is asof hy dood by die deur gestaan en wag het. En in die gebed, want ek het sy voet heeltyd so vasgehou terwyl die foon by sy oor is, en dan hoor ek, en dan kreun hy, en dan hoor ek hoe roep Conroy ewen uit. Al wat hy uitkry is, Jesus. Al wat hy uitkry is net die naam van Jesus. En wat dit voel soos, asof dit die atmosfeer het so dik gevoel. En al hoe ek het kan verduidelik is, dit het so begin, jy kon voel hoe dit so afblaas. Maar as jy terugkyk, dit is soos wat die vrede van die Here so ingekom het, en daar het net soveel vrede ingekom, nie vrede dat hy gaan sterf nie, vrede dat hy okay gaan wees, want ja, ek kan dit nie verduidelik nie. Alex is nou nie hier vandag nie, maar hy was daar gewees en hy kan sien, hulle die Risas room, het hulle begin reg kry, hulle het begin reg maak vir die ergste. En die volgende oomblik toe die Here net
daai hele situasie begin omdraai, dat jy die vrede kon voel en net, ja, dit was amazing. Ek kan onthou dat van die begin wat ek sy asemhaling gehoor het, tot die tyd wat jy toe nou weer die foon gevat het daar 'n bedaring gekom. Daai ergkreun en steen van Conroy het al hoe rustiger en rustiger geraak. Ek onthou, ek het die Here gevra dat die lig van sy glorie sal skyn op Conroy, waar hy lê daar op sy bed, jy weet. So, en dit was na die tyd, was dit vir my ook 'n getuienis, toe Alex my kom sien en met my gedeel het, jy weet, wat gebeur het, hoe die situasie vooraf was, en toe ons ernstig begin intree het, hoe die situasie verander het. Jy weet, as jy in daai situasie is, en jy roep so uit na die Here toe, dan kan jy nie anders, as jy na die tyd hoor wat die impak daarvan was, om te sê, Here Jesus, aan U die eer. Aan U die eer. Hierdie was, soos wat hy vir ons sê, die krag van gebed, wat net wonderbaarlik, 'n situasie wat gelyk het of het na die dood toe lei, het dit na die lewe toe gedraai, in Jesus naam. Ja, dit was nogal amazing geweest, en in daai oomblik wat gebeur het, dis nie net Conroy se lewe wat verander het, en sy lewe, hy lewe, maar, weet, Alex wat daar was, het dit gesien, en daai wat hy gesien het hom verander, het lewe in sy lewe ook gegee, so dit was nogal baie nice. Ja, ek kan net voel, terwyl jy praat, Friedel, ek kan voel die vuur van die Here, ek kan voel, dis die vuur, dis die krag van die Here, die teenwoordigheid van die Here, wat daai dik teenwoordigheid van die dood net kom breek het. Conroy, wat het jy in daai oomblik ervaar, toe Friedel besig was om te bid, nee, terwyl sy besig was om die foon teen jou oor te hou? Annelies, ja, ek het, eerste, as ek nou van die begin af moet dink, het ek vir Alex gesien, en Alex is groot, 6 voet 5, is 'n groot man, en om te gesien het, dat hy daar staan en huil, vir my kyk en huil, en hy was vir my erg, en weet my vrou ook, wat vir my sê, hey, ek is lief vir jou, en weet ons het nog dinge wat ons moet saam doen, sê altyd ons wil 'n camper koop, ons wil 'n bietjie gaan evangeliseer met 'n camper, sy sê, moenie dit vergeet nie, en toe ek het onthou, en iets het my so, en ek sê vir haar, dis nie verby nie, wat ek vir haar gesê het, en wat sy ook toe, jy weet net, ook net weer 'n nuwe hoop gegee het, ja, dit was nogal erg. Vanaf het ek gesien, dis net chaos in hy kamer, jy weet, allemaal, so sê nou, die drade is gekoek, dis chaos, die mense harte rond, jy kan sien die dokter is verward, die verpleegsters is daar, en weet, en ek nog, okay, wel, weet, ek kan nie, wie gaan ons nou staat maak hier so, jy weet, die mense lyk nie of hulle rarig, met alle respek, maar daar was verwarring, daar was chaos in die kamer, en toe die gebed deurkom, toe kan jy sommer sien hoe is die chaos, ewe skielik is daar iemand wat weet wat hy doen. Ja, dit sê meneer, ons gaan jou nou inspuiting hier gee, en hier, en die, en daai, en dit, en weet, alles het net begin verander, en soos ek lê, en ek hoor pastoor Friedel bid, en ek weet, nee, ek weet, ek het gister het ek 'n mooi ding gehoor, wat iemand vir my gesê het, is, you are immortal, till your job is done. En dit was vir my baie mooi, en ek dank die Here daarvoor, dat my werk nog nie klaar is nie. Maar in elk geval, toe ek net hoor hoe pastoor Friedel bid, want dat is al wat ek gehoor het, en ek het net saam met hom die naam van Jesus uitgeroep die hele tyd. En ja, en ek het het gevoel, die pyn begin weggaan, al hoe meer en meer en meer, en ek kon weet, en ek begin fokus, en ek sien weer almal wat aangaan, en pastoor bid, en ewe skielik, soos pastoor sê, dit het net, my kreun het weggegaan, die pyn het weggegaan, en woep, daar is het weg, tot vandag toe wat ek hier sit, en hy pyn nog nie eers weer een keer gekom nie. Ek het daar gesit, ewe skielik is ek regop, en ek kyk rond, en ek begin sommer grappies maak.
die paramedics is toe kom toe daar aan want hulle wil my nou toe laai en goed en hulle kom storie stretcher daar in. En ek wou die bed uit, nee, stop, jy kan nie bly, jy moet baie stil sit en ek wil oorklim. Ek sê ek maak keer niks. Ek wil sommer huis toe gaan. Ek sê nee, ek is reg. Ek weet mos nou wat die Here gedoen het. Ek is reg. My pastoor die Here het ingekom, deur gebed, daar's baie mense wat vir my ingetree het. Ek is reg, ek kan huis toe gaan. Hierdie is 'n wonderwerk, ek is reg, los my. Nee. Van daar af is ons toe in die ambulans. Alles het ook toe net so mooi uitgewerk, soos wat ook, ek dink voor gebid is. Gou was ambulans. Professionele mense het my daar in die ambulans en die ambulansmanne wat hoog gekwalifiseerd is, toe hulle sê toe een van die ouens wat daar IR, né? Ek kan nie onthou wat jou se naam nie. Hy raai EKG so, toe is daar 4 EKG's gedoen. Toe kyk hy daai EKG so, hy sê meneer, jy moes hier gewees het nie. Met hierdie EKG moes jy nie gewees het nie. Ons moes jy nou like sy toe gery het. En ek sê ja, wow, en nou Jenny is toe saam met my was ambulans is haar deur 100%. Nee, ek kan my by die huis gaan aflaai. Ek is reg. Daar in die harteenheid van val met die val, nee, wat sê het my toe ingestoot ICU. Dadelik vir my drips en goede ingesit, want toe hulle ook die EKG sien, toe weet hulle, okay, toe sê hulle my, ja, hier, weet, die ou moet nou, en wat sê hy, lange, ja nee, die, wat hulle, die toets, in die arm, angiogram, sê hulle gaan dadelik 'n angiogram, want die EKG, jy weet, daar moet skade op my hart wees, so groot was die hartaanval. En hulle het toe eers met 'n sonaar gekyk, en toe daar staan die dokter, en hy sê, okay, maar hier is niks, hier in die voorkant van die hart, daar is geen fout nie. So ons gaan hy mammogram gaan hulle uitstel, angiogram gaan hulle uitstel vir môreoggend. En ek ken nie die naam nie. Ja, daar lê ek toe, 100%. Of ek niks mekeer nie. Maar te waar gekel het my toe, ja, ek is toe net vol drade en goede, soos hulle my maar nou monitor. En goed, en die dokter sê, nee, wel, okay, hy sien nie, die voorkant van my hart met die sonar is daar niks fout nie. Hy sê, dis klaar, dis verbasend. Wat op die EKG sien en wat hy op die sonar sien. En ja, so toe leek ek maar die aand daar so, en ja, pynloos. Hulle sê het ook vir my, hulle moes hy toets, hy moet hulle nou vinnig doen, om te kyk wat sy skade. Maar omdat daar nie geen pyn is nie, kon hulle eers 'n aanhou wat 'n bietjie erger as ek is voorsit, en dan sal hulle my môreoggend doen. Sure. En Jenny, toe jy die EKG sien, daai scans wat hulle gedoen het, wat het jy daarvan gedink? Okay, ek weet niks van daai goed af nie. Hy sê, kyk hier, ek weet nie wat jy vir my wys nie. Maar, ja, dit was nogal, hulle sê ja, die hartaanval wat hy gekry het is 'n widowmaker. Maar ek hou daarvan om te sê, toe loop hy vas in die waymaker. So, ek vat nie daai widowmaker, dit is net, jy gaan nie regkom met daai. Amen. Ja. Ek moet sê, ek was verstom, want dit was die volgende dag wat jy die WhatsApp foto van die hartsonar deurgestuur het, en ek onthou daar by die kantoor het ek het gekry, en dit is baie duidelik, want hulle het aan die linkerkant, en ek is seker die foto sal ook wys, aan die linkerkant was die before, en aan die regterkant was nadat hulle die stente ingesit het, wat weer baie mooi gesonde bloedvloei wys, en jy kan baie duidelik die blokkasie in die hartaar sien, en daai hoofaar wat toevoer na die hart gee, wat amper feitelik, as jy daarna kyk, amper 'n totale blokkasie was. Ek onthou jy het iets vir my gesê van amper 'n hartdikte gap wat daar was vir bloed om te vloei, en veral toe die dokters na daai ook gekyk het, wat hulle gesê het, weet jy wat, mense oorleef nie hierdie nie. Ek wil my half verbeel dat jy gesê het 10% van mense wat in die hospitaal is, wanneer dit gebeur, oorleef dit. Jy weet, so as ons die ding wil toeskryf aan mediese hulp en goed, dan wil ek sê, dis vir my is dit wonderlik, kom ons gee daai 10% vir hulle, ek dink, weet wat se wonderlike werk hulle gedoen het, maar as 90% van mense
dit nie maak nie, al is hulle in die hospitaal, dan moet ons daai 90% toeskryf van Jesus Christus. Ons moet sê dat die Here het 'n bonatuurlike wonderwerk gedoen as ons na daai before our kyk en die kondisie verstaan oor hoekom Conroy in die hospitaal was en hoekom die dokters en ek dink selfs die verpleegspersoneel net na die gekyk het gesê, hulle wil die ding print, wat het hulle gesê, hulle wil dit in die hospitaal opsit? Ja, so as hulle nou daai angiogram doen, dan is jy wakker. So hulle druk 'n dingetjie of hierso in my arm, dan kyk hulle na jou hart en jy lê daar so, jy's wakker. En so ek het heeltyd gehoor wat hulle praat, so jy's 100% by jou bewussyn. En eerste ding wat die dokter gesê het, so ja, you're a lucky man. So vir my is baie gelukkig. Jy weet, jy moes eintlik nie, wat ek hier sien, moes jy nie gewees het nie. Hy sê vir my, you're a walking miracle. Dis uit sy eie woorde uit. Die verpleegpersoneel, want kyk, dis net 'n hartteater daai. Hulle doen net harte. Daar is al wat hulle doen daar. Het vir my gesê nie, hulle wil daai sonar of daai foto vir my wil hulle daar opsit, want as hulle vir hulle kollegas gaan vertel hoe dit gelyk het, gaan hulle nie glo nie. Laat die ou nog lewe nie. So miskien is hy nog al op, ek weet nie. Ek hoop het hulle skryf daar, this is what Jesus can do. Amen. So ja, dit het weet dit, soos pastoor sê, dit uit die eie dokter sy mond uitgekom, wat hy self verbaas was, dat ek nog hulle het toe vir my 2 stents ingesit, waar hulle die vernouing nou oopgemaak het, en ja, toe sê hy vir my, you're good to go. Hy sê, kom sien my oor 'n maand, hulle het net jou weer check-up, jy het geen permanente skade nie. Hy sê gewoonlik, met hy tipe hartaanval, kry jou hart so seer, dat jy of 'n pasangeer moet kry, of hy sê worst case scenario, bypass, hartomleiding. Hy sê, jy is baie gelukkig om net met 2 stents uit te loop. En jy weet, ja. Ek moet sê, werklik waar, jy weet, toe ek dink aan die verandering van situasie die vorige dag, toe ek daai 2 foto's sien van sy hart, en die volgende dag die verslag terugkry dat die dokter sê dat daar niks fout is met Conroy se hart nie, het ek net geweet dat die Here het iets wonderbaarlik gedoen. Dit is 'n wonderwerk wat ons van vertel hier vandag. Amen. En Jenny, jy het ook, ek meen, na die tyd het jy gesê, hulle moes nou deur 'n gaatjie hierso iewerster nou ingaan, en ek meen, dit is ook net amazing, ek is dankbaar vir daai tegnologie, maar selfs met dit, het jy gesê, dit was vir jou eintlik bonatuurlik of 'n wonderwerk, dat selfs die wond waardeur hulle nou moes ingaan om die stent in te sit, selfs dit het vir jou nie normaal gelyk, hoe dit eintlik moes gelyk het nie. Daar was eintlik net so klein, dit lyk soos 'n naaldprikkie, nee? Ja, die gat wat hulle sy drip ingesit het, is groter as die gat wat hulle die stents deurgedoen het. En hulle het hom met so groot pleister toegeplak, ons dag, daar's iets ernstigs daaronder. En hy moet stil hê, want hy gaan doodbloei en ek weet nie wat alles nie. En toe hy die pleister afhaal, toe sê ek soos, is dit? Dit. Ek verstaan, daar is risiko en daai tipe gesê, ek weet nie wat in die mediese goeders alles gebeur nie. Maar wat ek gesien het, ja, ek dink nie eers hulle sal dit kan verduidelik nie. Ja, dit is definitief 'n wonderwerk geweest. Asof hy eintlik nooit deur dit alles gegaan het. Nee, ek vra vir hom nou die dag, voel dit vir jou soos 'n droom of soos 'n werklikheid? Want vir my, dit het so vinnig gekom en is so vinnig verby en is so amazing en hy's normaal en dieselfde, dat dit voel soos, ja, dit is my. So Conroy, jy? Ja, Annelies, jy weet, ek het toe, ek lag die eerste keer of hy volgende oggend toe ek nou na alles breakfast eet, en ek bid en ek sê, ag Here, dankie vir die breakfast. En toe ewe skielik, toe kry ek mixed feelings. Maar ek kon hierdie breakfast in die hemel geëet het. Wow. Dus ek nog hierso,
Maar Conroy, ek het op pad hospitaal toe. Het ek myself gevind, want toe verlaat ons nou die kerk, nee. Ek het nou net gebid. Ek het gehoor hoe jou asemhaling bedaar, maar nou sê ek vir my vrou, ons moet by die hospitaal uitkom. So ons verlaat toe nou die sessie, klim in die kar. Nou weet ek nie wat besig is om daar by die hospitaal te gebeur nie, want intussen het die Here Jesus 'n wonderwerk gedoen, jy weet, maar nou is ons op pad hospitaal toe en ek het geonderhandel met hom. Ek het gesê, ag asseblief Here, net nie Conroy nie. Hierdie aarde het meer Conroys nodig. Asseblief Here, kan dit net nie Conroy wees nie. So ou, sorry. ons moet maar nog 'n paar dinge saam doen. Maar ons gee die Here die eer, ons almal, en ek weet jy ook, jy weet, jy's bly om in die land van die lewendes te wees en ons het nog 'n kansie gekry om ietsie te doen, hè. Ek wil net iets ook noem, toe pastoor hulle daar by die kerk, by die hospitaal aankom. Toe Lady, die eerste ding wat sy my gesê het, sy my gevat, sy sê, onthou, maande terug het ons by die intersessie vir Conroy se hart gebid. So ek dink dit is ook net iets baie belangrik wat ons ook moet noem, dat maande terug, ek is nie presies seker van die datum nie, het hulle gevoel dat hulle moet intree vir sy hart. Ek het altyd gedink, dit is dat sy hart nie seer kry met die werk wat hy doen, vir die kondisie van sy hart. Ek het nie gedink, dis vir sy actual hart nie. Dis maande terug al. So ja, die Here daai tyd aan, toe sy vir my sê, onthou ons het gebid, toe weet ek alles gaan oké wees, want toe kom sal die Here dit daar so al vir ons gewys het, en hierso gaan hy dit nie doen nie. Prys die Here, dit is regtig awesome, hy gaan ons vooruit, en op maniere wat ons nie besef nie, en dis nie eers in ons verwysing nie, ons dink nie eers so daaroor nie. En Jesaja 55 sê dit, sy gedagtes is ver bo ons gedagtes. So, ek so dankbaar vir dit. Partykeer voel dit, ag Here, ons wil net weet hoe U dink. Maar dan is ek ook dankbaar, Here, gaan ons vooruit, gaan ons ver vooruit, maak ons paaie vir ons gelyk, en ek is regtig dankbaar vir dit. Ja, hierdie het my ook 'n ander perspektief gegee van, jy weet, wat die konsep wat ons van tyd het. Dit is glad nie soos die Here sinne nie. En ons het regtig nie, ons sê die Here moet ons vooruit gaan, maar ons het eintlik nie 'n idee hoe ver vooruit hy al klaar is en hoe hy tussen alles net al klaar is nie. Amen, in al die details. Pastor Friedel, is daar nog 'n laaste ietsie van jou kant af? Nee, wat ons is vir hierdie kosbare gesin en familie is ons dankbaar vir dit wat die Here gedoen het, en ek dink vir ons belangrik vandag met hierdie opname is dat mense eer sal gee in die naam van Jesus, want dit is alleenlik hy wat die eer moet ontvang vir hierdie hele getuienis. Dit was maar net vir ons belangrik om te vertel hoe ernstig dit was en wat 'n massiewe ding die Here Jesus vir ons gedoen het. Amen. Ietsie van jou. Annelies, jy weet, nou net, weet, om toe terug te kyk na alles, toe ek nou daar, weet, by die huis weer terug is, net om te sê, okay, Here, ek weet, hierdie het nie van U afgekom nie. Dit is definitief van die vyand af, maar U het tog steeds toegelaat, dat het so ver gaan. En U het ingekom en, jy weet, U het kom red. En net die rampel effek van hierdie getuienis, en dit wat my seun gesien het, en wat my dogtertjie, wat hulle almal, dit is maar, hulle struggle, hulle het hulle struggles met maar die lewe, en sy is 'n tiener en goede, maar wat hulle fisies gesien het, en wat hy gestaan en kyk het, laat hy gesien het, as hy nie geglo het ooit nie, of 'n bietjie getwyfel het, dat daar nou geen twyfel meer in hom is nie. En wat ek net gesien het ook, in die afgelope 2 weke na dit, hoe ons familie net nader aan mekaar getrek het, wat ons brood nodig gehad het, waar die Here net, so ek weet die vyand kom, om te sê ook hy Oktober 10:10, Johannes 10:10, he comes to kill, steal and destroy, but Jesus come with life in abundance, en hoe hy gekom het, en dit wat die vyand wil kom steel het, net 'n goeder meer vir ons gegee het. Ons sterker, ons is naby aan mekaar, ek dink ook, die getuienis sal ook baie mense aanraak, en net om te weet, hulle moet inskakel by gelowiges wat kan intree, want mens kan nie op dokters, mens kan nie op tegnologie en dokters, daar is 'n gedeelte, so pastoor sê 10%, maar 90% kom van die Here af. Ek weet ook die dokter, ek gaan nie name noem nie, maar
Hy het gesê, toe ek daar sê, en ek sê vir hom, prys die Here. Ek sê, ek dank die Here dat dit is. Hy sê, no, don't thank him, thank me first. En ek sê, wat? Ja, okay, wow. En okay, toe kom ek nou agter, hy is 'n moslim. Hy is nie. En ja, ek laag toe, en ek het hom nog 'n paar storieetjies toe vertel, hoe ek voel. En ek laag toe, hy nou daar uit die theater uitkom, toe hy nou daar vir by die gang loop, toe sê hy, this people inside try to change me to Christianity. En hy was nie baie happy nie. Maar ek moet hom weer gaan sien oor 'n maand, so hy is nog nie klaar met my nie. Hy kon ook nie weghardloop met nie, want hy was besig in die theater. So ja, soos ek sê, ek dink die wye, hy het net weer gesien, ja, as hy gedink het, is net hy, ja, ek stem nie saam daarmee nie. En mag ons ook sê, is net die, en nou moet ek self sê, okay, Here, jy het my nog 'n kans gegee. Daar was 'n shortcut, maar hy het gesê, nee, jy moet nog 'n bietjie met Pastor Friedel hulle en ouens help haar. En ek wil net weet, nou, en ek wil dit vir almal sê wat 'n tweede kans kry. Jy weet, gaan nou net aan, of niks gebeur het nie, of kyk jy regtig terug en sê, Here, my hand het my uit die donkerheid, uit die doodheid gered. Wat nou? Gee my asseblief die regte purpose en die wysheid om te doen, want U het my nog vir 'n doel agtergehou. En dis wat ek nou op my knie is, dat die Here net vir my wysheid gee. En laat ek net, en soos ek sê, ek weet, dit begin met my gesin, en daar is dit klaar 'n verbetering, wat dit dalk nie so gewees het as dit nie gebeur het nie. En jy weet, ek vertrou nou en ek bid dat die Here my nou net wysheid gee om die spesifieke doel te sien waar hy my nog nie gevat het nie. So ja, dit is maar wat ek wil sê. Ek dink ook, jy weet, miskien is daar iemand wat na hierdie video kyk en soos wat hulle hierna luister, weet hulle saak met die Here is dalk nie reg nie. Jy weet, en die hoopvolle boodskap wat ons hieruit wil gee, is dat die Here Jesus leef. En hy sit op die troon. En die woord sê dat hy is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand gaan na die Vader toe behalwe deur hom nie. En as jy voel dat jy 'n leemte in jou lewe het en jy weet vandag, soos wat jy hierna luister, dat die Here klop aan die deur van jou hart, wil ek jou nooi om dalk saam met ons oë te sluit en hier te bid en net die Here Jesus aan te neem as jou verlosser en saligmaker en van vandag af 'n nuwe lewe te begin leef saam met hom. Moenie deur so 'n situasie soos Conroy gaan sonder dat jou saak met die Here nie reg is nie. Ons is dankbaar dat Conroy, daar was 'n geleentheid, maar party mense sak net in mekaar. Dit is wat hierdie hartaanval doen. Daar's baie wat net in mekaar sak. Daar's nie 'n geleentheid nie. Ons weet nie hoe ons gaan nie. Kom ons sluit ons oë en as dit jy is, bid saam met my vandag hierdie eenvoudige gebed, maar God doen iets kragtigs in jou hart. Kom ons bid saam. Sê, Here Jesus, ek het U nodig. Dankie dat U U lewe vir my gegee het. Dankie dat U aan die kruis van Golgotha vir my gesterf het. Ek neem U aan as my verlosser en saligmaker. Dankie dat U bloed 'n menigte sondes bedek en my wit was vandag. Ek dank U dat ek vandag 'n seun van God word. Ek dank U dat ek vandag 'n dogter van God word. Dankie dat U my aanneem as U kind. Ek gee my ganse lewe en alles wat ek is oor aan U. Dankie dat U my gekoop het en 'n nuwe lewe gee. Vul my met U Heilige Gees en help my en maak my in staat om 'n lewe van oorwinning te leef en te groei in my verhouding met Jesus Christus. In U naam bid ons dit. Amen. 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 Baie dankie. Dankie Conroy en Jenny. Dankie Pastor Friedel. Ek glo regtig dat hierdie podcast vlerke gaan kry en elke liewe persoon gaan bereik wie dit moet bereik. En ek vertrou die Here vir harte. En soos wat jy praat, ek vertrou die Here vir siele. Soos wat jy praat, voel ek net dat selfs as ons lewe vir die Here oorgee, gebruik hy elke geleentheid om mense na hom toe te draai. En julle het gesê, Here, vat my lewe. Julle is evangeliste. Here, is my lewe. Gebruik my lewe.
nee? En selfs in hierdie gebruik hy julle lewe om mense na Jesus toe te lei. So mag dit so wees, elke liewe siel, ons is dankbaar, ons vertrou vir baie siele wat sou inkom as gevolg van hierdie podcast, ook net oor julle lewe wat julle toegewy het aan hom. Dankie Pastoor Friedel, ook dat jy daar was in daai oomblik en dat jy nie jou tyd weerhou het van Conroy nie, dat jy nie gesê het, ek's nou by 'n leierskapskonferensie, dit val my nou lastig, of jy weet, dat jy sensitief was in daai tyd, maar ook, Pastoor Friedel, jou hart brand vir mense, en selfs dit is ook 'n getuienis binne in hierdie getuienis, so dankie vir jou ook. Ja, dankie Annelies, dis 'n voorreg om te weet as jy deur Jesus gebruik kan word, dis so voorreg, en ek moet ook sê in hierdie situasie, die Here het weer my asem kom wegslaan, dit so, ja. Annelies, ek weet almal vra daar, as ek nou klaar vertel het ook, die volgende vraag is, jy weet, ek wil net noem, jy weet, ek het 2019, of kom ek sê 24 jaar terug, was ek in 'n werksongeluk, waar die dokters my 2 dae kans gegee het om te lewe, van die 35% brandwond op my oog verloor, alles wat ek gegee het, die skok is te groot op jou hart, vir die brandwonde, en dus die eerste 2 dae is krities, en ek het daar deurgekom, 2-3 jaar terug, as ek intensief opgeneem met COVID, wat Pastoor Friedel ook by my was, uit die 7 mense wat saam met my intensief was, het ons net 2 uitgekom, en ek is een van hulle. En nou weer dit, so ek het nooit bloeddrukprobleme of enigiets gehad nie. Na COVID het ek bloeddruk en cholesterol en skildklier probleme gehad, en hulle sê die Delta virus van COVID is maar die side effects van dit, maar ek het medikasie gekry en alles was base level, so alles was reg. 2 maande terug ek een van my polisse ge-upgrade, waar ek EKG trappies geklim het in my sitkamer, ek en Jenny, alles was 100%, daar was niks fout, niks is uit limits uit nie. Ek is nie oorgewig nie, ek rook nie, ek drink nie. Ek is nie so fik soos Pastoor Friedel nie, maar ek is daarom ek is on the go. En so die mense vra nou waar het vandaan gekom. So die dokter sê dis ook maar geneties, my pa is dood aan 'n hartaanval op 48. So hy sê daar is maar, jy weet, dit is maar dit kan daar wees. Maar die vernouing weet hulle nie waar kom dit vandaan nie. Want dit is nêrens opgetel nie. So ek sê dit het net vanaf gekom. So tot vandag toe weet ons nie waar dit, behalwe die dokter sê kan net geneties wees. Verder is al my goed was reg. En ek dink is ook maar net 'n getuienis, want as ek nou oorgewig was en ek het gerook en so het ek gesê ja wel, dit is, jy weet, dit is dit, maar ja, ons prys die Here en ja, so ek weet nog tot vandag toe nie hoekom nie. Die dokter ook nie. Hy sê dis maar geneties. Ons prys die Here vir jou lewe en jou getuienis, eintlik wonderwerk op wonderwerk in jou en Jenny se lewe, want Jenny het ook nog haar eie getuienis. So as julle Conroy en Jenny se getuienisse wil hoor, gaan na die LCF gemeente se webtuiste. Daar's ons 'n skakel, inspirasiestasie. Klik op daai skakel en dan luister julle na al die getuienisse, al die episodes daar vir julle, om julle te inspireer. Asseblief julle luister na dit, daar's goeie episodes, baie goeie episodes. Ook van my vriendin Jenny, so haar getuienis, asseblief gaan luister en ondersteun die inspirasiestasie. Julle kan ook by ons uitkom via info @livecf.org. Ek moet altyd mooi dink, daai info @livecf.org. Julle kan vir ons skryf en dan kan julle ook op daai skakel druk op die LCF gemeente webtuiste. Ons is in Vanderbijlpark, as julle nie weet waar ons is nie. Julle is ook welkom om ons kerk te kom besoek. Elke Sondag 9:30. Ons is hier en ons wag vir julle. Baie dankie dat julle geluister het en gekyk het. Ja, dit is ons. So, Amen. Totsiens. Tot weer luister en tot weer siens.